Goeiemôre almal, is Margriet van Ginkel van die George Herald en hier staan ons vandag by Dian Barnard van op die plaas boerdery. En hy is 'n kommersiële hops boer hier in Waboomskraal. Baie interessante boerdery wat hy hier het en hy is hier om 'n bietjie meer te vertel oor die hops en hoe dit werk. Ja, baie dankie vir die voorreg om vir jou te kan wys hoe die hops werk. Ja, ons in die eerste plek gaan ons hier rondom tussen Kersfees en Nuwejaar, as ons 'n nuwe uitbreiding wil doen, dan erd ons die hops op, so ons gaan met 'n implement wat die grond op die ranke laat val, en dan hier rondom Augustus maand, Julie maand haal ons die plantjies uit, ons skoffel dit af, maak vir ons steggies, en dan gaan hulle in 'n koelkamer in, en dan so rondom die 15de, 20ste September, dan plant ons die plante. So ons plant die plante so rondom soos 500 tot 700 millimeter uit mekaar uit. Ons doen so tussen 8 en 9000 plante per hektaar. Dit hang af van die variëteit, hoe die plantjies ook lyk, die cuttings. En dan moet ons lyne span. So elke een van hierdie ranke het 'n lyntjie in, 'n polylyn in wat hier so is. Ons span so tussen 10 en 13000 lyne per hektaar. Dit hang af van die spasiering uit die pale uit, of dit 'n 7,5 meter of 'n 10 meter spasiering is. En dan rondom die 20ste Oktober begin ons rankies te draai. So dan draai ons van onder af, draai ons so 4 ranke per lyntjie op. En dan hoop ons 2-3 kom oor die boonste draad. En ons moet hulle gereeld kloksgewys moet ons hulle opdraai op die ranke of op die lyntjie op, en hom help tot wat hy bo oor is. So ons wil kyk dat hy so rondom Kersfees en Nuwejaar sy 5 meter gegroei het. So dis 'n redelike klomp kunsmis en water wat ons vir hulle moet gee dat hulle bo uitkom. En dan kry ons soos hierso wat die manne met die stokkie moet loop waar 'n rank af is. So en dan moet ons hom help met die stokkie wat ons hom net ophelp. Dan draai ons die rank so in die ronde op. En ja, daarso is hy weer klaar, weer terug op sy plek. En ons begin so rondom tussen die 20ste en die 24ste Februarie begin ons hopse oes, en dan oes ons tot en met hier rondom die 22ste tot 24ste Maart. Ja, en dan Suid-Afrikaanse biere soos Castle, Light Castle, Black Label en Milk Stout is Footprints, en dit moet Suid-Afrikaanse hops in hê. En so ja, julle bier geniet. So ek gaan net so iets oor die ligte, want almal vra my altyd oor die hopsligte. So hier in die agtergrond is 'n hopslig. So elke lig is 1000 watt lig wat daarin is. Daar's 5 tot 8 ligte per paal. En dit is omdat die noordelike halfrond het 'n beter dagliglengte of langer dagliglengte as wat ons in Suid-Afrika in die suidelike halfrond het. So ons het die ligte van 9uur tot 12uur, partykeer tot 1uur in die nag aan. Dit is laat jou plant wanneer die dag breek of in die aand wanneer die son ondergaan, sit jy lig aan dat die plant weer kan begin groei tot so 12uur, 1uur, dan is sy rusperiode baie korter, en dan is daar 10% van jou ranke bo oor die boonste drade is, dan sit ons die ligte af en hy groei nog 3 weke aktief asof die ligte brand. So daar is nog maar faktore so dat hy help dat jy beter groei kry, maar hy kan ook veroorsaak as jy hom te lank brand, dat jy kleiner cones het wat 'n probleem is met jou oesproses. So ja, geniet julle bier wat ons boere en ons werkers baie hard voor werk vir julle. Baie dankie. En ek het 'n vraag, so hoekom juist kloksgewys? Hoekom word hierdie plantjie kloksgewys omgedraai? Ja, ek dink dit is baie te doen met in die suidekant van die ewenaar wat dit is, want in die noordelike halfrond draai hulle hom weer anti-kloksgewys. So ek weet nie of dit dalk magnetiese velde is onder die grond of wat dit is nie. So ja, dit is maar die rede hoekom my kloksgewys gedraai raak. Okay, en dit klink my is baie arbeidsintensief. Ja, nee, baie. So ons praat van so 1 tot 2 mandae per hektaar per dag. So hy's redelik arbeidintensief. As ons lyne span, het ons so tussen 22 en 26 mense wat lyntjies span. Ranke draai tyd, dan gaan ons op na so tussen 30 en 40 mense. So oestyd is ons so amper 50 mense. So ja, dis 'n redelike klomp mense wat ons gebruik. Hierdie is jou laterale wat uit jou rank uitkom, en op jou laterale kry jy dan jou blomme. So hier is nog kleintjies wat ontwikkel. Hierdie is al mooi
vorm. Hierdie is basies 'n volgroeide blom. Okay, so hierso sit ons met 'n klein hopsblommetjie wat daarso is. En jy kan sien het hy al begin ontwikkel, daar kom jou blaartjies van jou blom aan die buitekant uit. So hierso is al kleiner cones wat hier is en so groei al hoe verder vorentoe tot waar ons volgroeide cone is. So wat jou hops of jou bier se smaak vir jou gee, is hier in die binnekant van jou cone, sit jy met hierdie geel alpha acids. En daai alpha acid is wat jou smaak vir jou gee in jou bier. En waarboomskraal is uniek, soos ek verstaan die klimaat is spesiale klimaat is in een van die min plekke waar hops groei in Suid-Afrika. Ja, Wawenskraal en George en Harold is die enigste plekke wat hops groei in Suid-Afrika, kommersieel geboer raak. So as ek reg is dit ons is die enigste kommersiële hopsboere in Afrika ook. So die mikroklimaat wat ons het is baie geskik vir hops in Wawenskraal en dit is wat hom so uniek maak aan hierdie area. Okay. Baie dankie, baie insiggewend. Groot plesier, baie dankie.